Jacques Babenvoes is 'n inspirerende Suid-Afrikaner wat, na 'n tragiese verlies van sy gesin in 'n motorongeluk op die ouderdom van 9, sy hartseer in 'n kragtige passie omskep het om ander te help. Deur sy organisasie Moeg Gesukkel bied hy hoop en ondersteuning aan hawelose mense om hul lewens te verander. Vandag gesels ons met Jacques en Rian Swart, wie se lewe deur die organisasie se werk ingrypend verbeter en verander is. Baie welkom manne, Jacques. Môre. Baie welkom Rian. Hallo. Goeiemôre, goeiemôre. Man, is maar skaal, like het maar nie. Dis jou skoonheid wat hulle heeltemal weggeblaas het. Ai, Pieter, stop het. Jacques, vertel net gou-gou vir my in kort, jy het ook 'n moeilike pad gestap. Hoe die dinge gegaan? Ag, ek dink 'n ou gaan maar deur die meele van die lewe, ons almal gaan deur die meele van die lewe. Ek verduidelik dit eenvoudig. Op 18 het ek verslaaf geraak aan dwelms. My verskoning was ek het my ouers verloor in 'n motorongeluk. Ek was vir 7-8 jaar verslaaf aan heroïne en crack cocaine. Skoon gekom, mense op straat kos gegee en so het ek gerehabiliteer en vandag het ons 'n plek wat ons mense kan huisves en vandag is my verskoning eintlik my motivering. Ek het my ouers verloor. So ek kon net kies uit watter perspektief ek dit gebruik, of is 'n verskoning of is motivering. So dis die eenvoudige gedeelte van dit. En ek dink dis belangrik om vir 'n oomblik stil te staan by Moeg Gesukkel in hierdie organisasie. Vertel ons so 'n bietjie meer en verduidelik net vir ons hoe dit begin. Sjoe, ek het in die mall geloop, asseblief, moenie net iemand in jou huis inneem nie, maar ek het dit daai tyd gedoen. En baie mense vra my, wat het jy gedink toe die eerste persoon gehelp het? Ek het nie gedink nie, want as jy dink aan doen jy nie sulke goed nie. Maar dit het baie mooi uitgewerk. Ons is 'n plek van hoop. Ek het geloop in die mall en een van my vriende het 'n probleem gehad, hy het uit die tronk uit gekom die vorige dag. Ek het sy ouers geken. Ek het hom gesê kom bly by my om sy ouers te help en binne 'n maand was daar 8 persone in my huis. En van daar af het dit net ontwikkel tot waar ons vandag sit. En ja, dis ek dink hier buite vra iemand my net nou en hulle vra vir my hoekom. Ek dink ek maak my eie seer reg. As jy hoor wat ek sê, ek dink baie keer dan dink hulle soos ek nou vir Rian ontmoet het, dink hulle nou jy gaan soontoe, jy gaan vir daai persoon terapie gee. Nee. As jy daar wegry dan het jy die terapie ontvang en jy's 'n bietjie beter mens aan die einde van die dag. Rian, en hoe het julle paai toe nou gekruis? Jo, dit was eintlik amazing. Ek doen dit al 6 jaar wat ek klere verkoop al langs die pad om my gesin te onderhou. En wat ek toe doen is, daar kom 'n hawelose man verby en hy sê vir my, "Het jy Jacques se persoonlike nommer?" Sê ek, "Nee, waar gaan ek hom nou kry?" Jy weet, dis nou nie iets wat jy elke dag kry nie. En toe gee hom vir my. Maar dit het so 'n week gevat voordat ek eers met hom, want ek guts gekry het om met hom te praat. Maar jy sê jy klere op die straat verkoop. Hoe het jy in daai situasie beland? Vertel net vir COVID het ons almal, maar ek het my werk verloor deur COVID en ek was die broodwinner. Ek het 4 kinders. Ek moes hulle aan die gang hou. So ja. En 6 jaar het ek dit gedoen. Amazing. En dis wonderlik om so 'n storie. Nee, ons gaan almal nou iemand raak. Gebeur baie maklik. Nee, maar ek bedoel, het jy enigiets anders om by te voeg na aanleiding van hoe hierdie organisasie jou toe gehelp het ook? Want ek dink dit moes 'n wonderlike oomblik ook gewees het. Dit was amazing. Ek het van die goed al gesien op Facebook en hoe hy mense help en gedink, "Jessie, miskien is daar iets vir my. Miskien kan hy my ook help." En ek het dit soos die hele week het verbygegaan wat hy na my toe gekom het en toe kon ek nie met my kar ry langs die pad om my klere te gaan verkoop nie en toe sit dit en eventually toe ontmoet ons mekaar. En dit was 'n blessing. It's a blessing. Ja, snaaks hoe die lewe werk. Ek het nou vanoggend ook, ek sit ook hier en emosioneel raak en hulle het nou voor die tyd make-up gedoen. So ek is nou amper tussen en ook met inroep, maar ek het vanoggend eers by hom gehoor, die persoon wat vir hom die nommer gegee het, is 'n persoon wat 'n ou lank terug gehelp het. Yes. Ek weet nie eens wie die persoon is nie. As ek sy naam Ek kry nie sy naam nie. Ek kan nie sy naam onthou nie. Daar verby. Maar dit wys jou hoe werk die Here in hierdie maniere, hoe hy mense kan gebruik wat ewen voorheen daar was, want hierdie persoon het ook 'n rol gehad in dit. Ja. Wat gekom het en gesê, "Hoor, die Jacques het my gehelp." Ek dink dit kan help en ons het ook maar net 'n platform, verstaan? Toe ons vir Jan, ons maak video's nou, ons kry ook ons vlek oor hoekom maak jy, maar dit het hom gehelp, dit het al klomp ander mense gehelp. En ja, van die video af het hy genoeg klere om te verkoop. Mense kan altyd meer bring.
Ja, nee, ek ek gaan verstaan. So, So, jy het die behoefte gesien. Jy het op seker maar op 'n stadium as ek nou met aflei dalk nie genoeg klere gehad om te verkoop nie. Julle paai het gekry, jy het ook besluit, wel ek kan jou help op so 'n manier om vir jou klere kry. kyk toe ek daar aankom, toe kom ek sommer aan met 2 sulke groot bale. sakke, want ons het 'n klere stoor. Mense bring vir ons ook goed. En ek het toe net ek het nog 'n normale werk in die oggende van 7 tot 5, so om te gematch om by mekaar uit te kom was challenging. Maar dit was 'n spesiale ontmoeting daai dag. As jy verstaan, ek sê vir hom net nou, dit was pure, dit was mooi, jy weet, en dis wat mense van hou is om hierdie mooi inspirerende stories. En hy het in die video het hy gesê, en hy het emosioneel gesê, hy het gesê hy gee nie op nie. En ek dink baie mense het die video gesien Ja. wat self mens besef hulle moet nie opgee nie. Daar's iets belangrik waarby ek wil uitkom, want ons het 'n voeltjie oorvleit van 'n behoefte en 'n bedrag wat nodig is. Bydra? Ja, ons het eintlik op pad hiernatoe het ons hy het in die video het hy gesê ek het ons kon vir 'n paar rand gee. Hy sê hierdie kan die klein goeders, maar nie die groter goeders nie. Ja. En hulle sukkel om by die krag. Jy weet, jy verstaan as jy elke dag party daar R20 of R100, hulle sukkel om by die krag uit te kom. En daar's 'n kragrekening. Ek het 4 kinders. Hulle is so van 2 jaar af tot 17. Ja. Ja. So wat is daai bedrag wat nodig is? Jy moet Op hierdie stadium ja, dit is so daar het ek gekyk is 14.000 sê R15.000 So kragrekening. hier van Goeiemôre Good Morning se kant af wil ons ook 'n bydrae lewer, 'n R16.000 bydrae. So Ons wil help om moeg gesukkel se hande sterker te maak, vir jou deure oop te maak en net dankie te sê vir so 'n amazing projek wat mense help. En ek kan sommer sien Elsa, dit voel ook jy wil dit skouers af. My vriend, ja man, en gaan gee daai kinders van jou 'n drukkie en almal by die huis 'n drukkie en ja, ek meen ons wil ook net hê julle moet ons wil moeg gesukkel, ons like dit niks meer nie. Ons wil help waar ons kan. Ek wil net ietsie by sê, mag ek? Ek wil net eer aan God. Dankie vir dit. Groot plesier en dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. Pay it forward soos hulle altyd sê. Rian, definitief. I'll do that. Ja. Dankie. Nou ja, onthou jy kan ons volg op die sosiale media by Goeiemôre Good Morning. Wat 'n lekker geselsie was hier nie. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons met Arnold en ons hoor 'n bietjie wat gebeur het wat die sport aanbetref. Moenie weggaan nie.